Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, die skape van sy hand. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here vanoggend deur saam te sing uit Psalm 146. Psalm 146, ons gaan verse 1, 3 en 8 tot lof van die Here sing. Geliefdes, kom ons luister met die nodige aandag na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bely ons skuld vanoggend met die sing van Psalm 25 en daar die 3de vers. Geliefdes, nou dat ons skuld voor die Here bely het, kom die woord van God en hy sê aan elkeen van ons, as ek en jy met 'n ware berou, maar ook met 'n opregte geloof, ons toevlug neem tot ons enigste verlosser, Jesus Christus, dan is daar vir ons vergifnis van sonde. As ons egter in die sonde volhard en hierdie genade verwerp, dan sê dieselfde woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op ons sal bly, solank ons in hierdie sonde bly lewe. Daarom is dit belangrik dat ons nie skroom om ons geloof te bely nie. Ons doen dit aan die hand van die 12 artikels en jy spreek die woorde in die hart saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Almagtige en genadige God en Hemelvader, wanneer ons die voorreg het om stil te word in die teenwoordigheid, Here, dan wil ons vanoggend van die geleentheid gebruik maak, om U te loof en te eer, om aan U al die lof te bring, wat in ons hele menswees na vore kan kom. Want Here, U is vir ons onuitspreeklik goed. U sorg vir ons, U sê dat as ek vir die voeltjies van die veld sorg, hoeveel te meer vir jou wat my kind is. Dankie vir die voorreg
om kind van die lewende God genoem te mag word. Dankie vir die voorreg om U te mag aanbid in 'n land waar ons dit nog vrylik mag doen. Dankie vir die genade, onbeskryflik groot, vir elkeen van ons. Here, daarom wil ons bid, dat U ook met ons sal wees in die oordeenking van U woord. Spreek deur die knegt U woord, tot stigting van U gemeente. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe broer en suster, die onfeilbare woord van God kom tot ons vanoggend uit Johannes, die evangeliebeskrywing van Johannes, en wel hoofstuk 20. Ons gaan met mekaar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Die opskrif hier gaan oor die opstanding, maar ek het ons tema geformuleer met die woorde, wat as ek twyfel? Vertwyfeling is iets wat in almal van ons lewens na vore kom. Dis goed wat gebeur. Ons het nie beheer daaroor nie. Maar kom ons luister vanoggend na die woord van die Here en ons oordink dit dan ook volgens hierdie gedeelte. Ek lees vir ons by vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het. En hy sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie, en die disipels het weer huis toe gegaan. Net tot sover ons skriflesing, geliefde broer en suster, en mag die Here gee dat elkeen wat sy woord hoor vanoggend, dit nie net sal hoor nie, maar dit ook sal inneem en dit sal deel maak van ons lewens. Wat as ek twyfel? Wat maak 'n mens as die twyfel in jou gemoed jou nie wil los nie? Ons twyfel en onsekerheid is nie net oor die toekoms van ons land en van die wêreld nie, maar ook in ons geloofslewe, ook in ons verhouding met ons Here. Ek glo dat die Here juis deur sy opstanding uit die dood vir ons hoop en moed gee om ons twyfel te kan hanteer. Maar laat ek begin deur te sê dat ons natuurlik ook sterk tye in ons geloof beleef, tye wat ons byna sonder 'n sweempie van twyfel aan God glo en aan hom kan vashou. Maar is dit nie ook so dat daar oomblikke van twyfel en onsekerheid kom en ons skrik vir die vrae wat in ons gedagtes na vore kom nie? Wat dit nog erger maak, is dat ons daarby ook nog skuldig voel omdat ons twyfel. Ons dink ons geloof is nie sterk genoeg nie en ons geloof gaan ons nie deur hierdie krisis kan dra nie. En daarom die vraag, wat maak ek en jy met ons twyfel? Gelukkig hoef ons nie ongelowig te voel as ons begin twyfel nie. Ons staan eintlik maar net agter in die ry waar Job en Asaf en Dawid en Petrus en Thomas en nog baie ander mense hulle self ook bevind het. Vroeg in die Johannes Evangelie lees ons van die eerste wonderwerk wat Jesus doen in Kana, toe hy die water in wyn verander het. En dan lees ons die volgende, en sy disipels het tot geloof in hom gekom. Na alle waarskynlikheid was dit die eerste 5 disipels, waaronder ook Petrus, en tog weet ons almal van Petrus wat later amper verdrink het toe hy op die museum moes loop as gevolg van twyfel. Kort voor sy hemelvaart sien en hoor die disipels Jesus
En dan staan daar, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jy weet, ek lees 'n geskrif van 'n dominee wat 'n ondersoek aanhaal wat in Nederland gedoen is onder 700 gereformeerde studente. En uit hierdie navorsing blyk dit dat 70% van hulle sukkel met geloofstwyfel. En dan kom die dominee en hy sê, ek is regtig verbaas dat dit nie 100% is nie. Ons almal het groot respek vir die geloof van iemand soos 'n Moeder Teresa. Maar weet jy, uit baie van haar briewe en dagboeke wat beskikbaar was na haar dood, blyk dit dat sy vir 50 jaar van haar lewe getwyfel het in God se bestaan. As ek dit alles sê, dan wil ek sê dat dit goed is, dan wil ek nie noodwendig sê dat dit goed is om te twyfel nie, maar dat twyfel nie beteken dat jy ongelowig is nie. Om die waarheid te sê, twyfel is nie 'n teken van ongeloof nie. Die beroemde teoloog Paul Tillich het dit in Engels geskryf en ek het dit so korrek as moontlik in Afrikaans probeer vertaal. Hy sê twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Dit is 'n element van geloof. Of soos Martin Luther, die befaamde Martin Luther, dit gestel het, hy praat van geloof as getrooste vertwyfeling. Jy sien, u en ek is nie uniek en die enigstes wat dit beleef nie. En tog is dit ontwrigtend in ons lewens wanneer daar twyfel in ons harte en in ons gedagtes na vore kom. Hoe dan gemaak met twyfel in ons harte? Ek dink die verhaal van Johannes oor die opstanding help ons wat om te doen in tye van vertwyfeling. En kom ons kyk net 'n bietjie wat gebeur daar. Eintlik wil mens ook lag vir Johannes, die skrywer van die evangelie, se fyn spog. Eers praat hy van homself as die ander disipel vir wie Jesus baie lief was. So asof hy darm so 'n kort koppie voor sy mededisipels was by Jesus. En dan lees ons van die reusies daar na die graf toe. Hy wil die lesers daarom net laat verstaan dat hy vinniger kan hardloop as Petrus, want hy was tog eerste by die graf. En dan sien ons maar net weer die mens in hom. Eers is Johannes half huiwerig wanneer hy by die graf aankom om in te gaan. Maar Petrus, wat hom toe nou inhaal en getrou in homself, kom storm verby hom by die graf in en hy sien die doeke en die opgerolde kopdoek eenkant lê. En dan sê Johannes, na hy die lesers weer herinner dat hy eerste by die graf gekom het, dan het hy ook ingegaan en hy het alles gesien. Dan lees ons die woorde daar in vers 8, en hy het dit ook gesien en geglo. Johannes help ons hier met ons twyfel, maar ook met ons geloof. Eintlik het Johannes op daardie stadium nog baie rede tot twyfel gehad. Hy het nog nie vir Jesus gesien nie, geen bewyse dat hy wel lewe nie. Hy het nie geweet hoe sy oorwinning oor die dood gaan lyk nie, en ook nie engele gesien wat hom vertel het wat gebeur nie. Maar Johannes het reeds vroeër besluit om Jesus te vertrou en te glo wat hy sê. Met ander woorde, om staat te maak op sy beloftes. Eers het Johannes dit nie verstaan nie, maar toe hy die doeke sien, toe klik daar iets by Johannes. Al die voorspellings in die Ou Testament en Jesus se eie woorde waarin hy in Lukas alleen 5 keer voorspel dat hy uit die dood gaan opstaan, kom toe by mekaar. En Johannes se geloofskakelaartjie word aangeskakel. As dit net was wat hy op daardie oomblik beleef en gesien het, het hy maar min rede gehad om te glo. Maar omdat hy vroeër besluit het om Jesus te vertrou, het dit 'n verskil gemaak. Jy sien, as ons sekerheid afgehang het van ons emosies, van ons belewennisse, ons insigte of ons verstand, ja, selfs van ons logika, dan sou u en ek in die see van vertwyfeling rondgedobber het.
Onsekerheid sou u en my oorweldig het. Maar as ons onsekerheid bou op God se beloftes, dan en alleen dan het ons vastigheid. Jesus se opstanding is juis 'n bewys dat God sy beloftes nakom. Dit vra van ons 'n keuse, 'n wilsbesluit om weg te kyk van myself, maar te fokus op Jesus Christus as die Here wat lewe en dood beheer. As die Here wat lewe en uit die dood opgestaan het en op 'n onverstaanbare maar 'n werklike manier by ons is. Immanuel, God met ons. Weet u, dit maak 'n mens vry as ons eerlik kan wees oor ons twyfel en steeds aan Jesus Christus kan vashou. Dis amper soos om met jouself te spot. Dis eers nogals moeilik om vir jouself te lag, maar as jy op daardie punt kom om vir jouself te kan lag, afstand van jouself te kry, dis dan wanneer jy werklik vryheid in jouself het. Ek hoor vanoggend by Johannes dat ek maar kan rus in my twyfel en kan vashou deur alles aan God se beloftes en aan Jesus wat op 'n bonatuurlike manier opgestaan het en lewe, en hy is by jou en by my. Iemand vertel my die storie van 'n pa wat, en dit was voor die Grendeltyd, vir 'n lang tyd moes weggaan van sy huis af. En sy dogtertjie, wat nog baie klein was, het baie gehuil omdat sy baie lief was vir haar pa en baie na hom sou verlang. En toe gaan die pa en hy gaan koop 'n klein teddybeertjie en hy spuit die hele botteltjie reukwater van sy naskeermiddel op die beertjie uit. En toe hy weggaan, toe gee hy die beertjie vir haar en hy sê vir haar: "Liefie, as jy baie na pappa verlang, druk die beertjie vas teen jou en ruik aan hom en onthou dat pappa jou baie lief het en dat ek sal terugkom." Liewe broer en suster, liewe jong mens, wanneer die skaduwees van geloofstwyfel jou dalk oorweldig, druk God se beloftes vas teen jou hart. Hou Jesus Christus se opstanding styf vas teen jou hart en glo. Dis wat die pa van die jong dogtertjie gedoen het. Maar dis ook wat die pa van die seun wat deur gees besete was, vir Jesus gesê: "Here, ek glo, help my in my ongeloof." Geliefdes, dis my gebed dat ons dit sal waag om ten spyte van die wêreldse omstandighede, ten spyte van die swaar kry in ons lewens, te glo, want Jesus Christus lewe. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemel Vader, ons besef vanoggend opnuut die voorreg wat ons het om U te mag aanbid. Ons ontdek, wil ek amper sê, opnuut weer die voorreg wat ons het om U woord in ons eie taal beskikbaar te kan hê. Om dit te kan ontleed, om dit te kan beleef, hoe U werklik omgee vir elkeen van ons as U kinders. Here, en dan kan ons nie anders as om U te loof en U te prys vir U groot genade, vir U liefde ongekend, oorweldigend in elkeen van ons se lewens. Dankie dat ons kan stil word in U teenwoordigheid. Dankie dat ons nuwe lewenskrag kan kom vind en dat ons kan hoor, ons vertwyfeling hoef ons nie in die verderf te laat beland nie. Ons moet maar net opkyk, Jesus Christus voor oog hou en glo, want U het uit die dood opgestaan, sodat elkeen van ons vir ewig kan lewe. Dankie vir U gemeente hier in Potchefstroom. Dankie oor die lengte en die breedtes van die land vir gemeentes waar U woord suiwer verkondig word, waar U in die middelpunt staan van alles. Dankie vir medebroers en susters wat kan glo in Jesus Christus,
aan sy beloftes. Here, ons wil U naam groot maak tot aan die eindes van die aarde. Ons wil U loof en prys met alles wat binne in ons is. En ons wil vir U sê dankie. Dankie vir genade onbeskryflik groot wat U aan elkeen van ons gee. Dankie ook vir U genade in ons gemeente. Na die seer kry, na die wond, vir die herstel, vir die gesond word wat daar is. Dankie dat ons U ons Vader in die hemel mag noem. Ons loof en ons prys U met alles in ons. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe broers en susters, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe, waarna ons gaan antwoord op die prediking met die sing van Gesang 7. Gesang 7, ons gaan verse 1, net vers 1 sing tot lof van die Here, nadat die liefdegawe opgeneem is. Ek wil net 'n regstelling maak. Ek het 'n foutjie gemaak met die aankondiging van die lied in antwoord op die prediking. Dis Gesang 71, nie Gesang 7 nie, verskoning daarvoor. Gesang 71 van vers 1, 2 en 3 sing tot lof van die Here. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as U kind. Vers 2, U die kenner van ons harte, ken ook my en weet alleen, hoe ek in berou en smarte my onheiligheid beween. En dan vers 3, deur U seën skenk U genade, deur geloof neem ek hom aan, daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan. Vers 1, 2 en 3, waarna hy staande bly vir die uitspreek van die seën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan heen in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou saam met elkeen van u. Amen.